Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie week na les 3, gedenktekens van genade. En ons is vandag by Sabbatmiddag 11 Oktober. Hierdie week se geheelteksvers vind ons in Josua 4 vers 23 en 24 en dit lees soos volg. Want die Here julle God het die water van die Jordaan voor julle laat opdroog, totdat julle deurgetrek het, soos wat die Here julle God gedoen het, met die Rietsee wat hy voor ons laat opdroog het, totdat ons daardeur getrek het, sodat al die volke van die aarde mag weet, dat die hand van die Here sterk is, en sodat julle altyd vir die Here julle God ontzag sal hê. Josua 4 vers 23 en 24. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie nuwe geleentheid wat ons weer eens het, om hierdie nuwe weekse les met mekaar te deel. Sal U ons asseblief seën in hierdie weekse les, soos wat U ons elke week en elke dag seën, in Jesus se naam. Amen. Hi, weer eens baie welkom, dankie julle sal ons inskakel, baie welkom aan Adventiste Wêreldradio Afrikaans se luisteraars ook, en baie dankie ook vir Heinrich, jy en jou span se ondersteuning. Verlede week het ons gesien hoe Rahab, 'n Kanaanitiese vrou, deur haar geloof en dade deel geword het van God se volk. Haar verhaal vertel ons dat God se genade nie net beperk tot Israel is nie, dat elkeen wat hom met 'n opregte hart vertrou, deel kan wees van sy verbondsvolk. En hierdie week sluit direk daarby aan. Nadat die verkenners veilig terug is en Rahab se geloof vasstaan, fokus ons nou op Israel se groot oomblik van oorgang, letterlik en geestelik, toe hulle deur die Jordaanrivier trek en uiteindelik die beloofde land binnegaan. Ons geheelteksvers herinner ons aan hierdie merkwaardige gebeurtenis. Dit lees, want die Here julle God het die water van die Jordaan voor julle laat opdroog, totdat julle deurgetrek het, soos wat die Here julle God gedoen het, met die Rietsee wat hy voor ons laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, sodat al die volke van die aarde mag weet, dat die hand van die Here sterk is, en sodat julle altyd vir die Here julle God ontzag sal hê. Josua 4 vers 23 en 24. Om hierdie ervaring te verstaan, kan ons dink aan 'n persoon wat dalk deur 'n verkeersbeampte gestop word. En die persoon het nie hulle bestuurslisensie by hulle nie. En natuurlik moet hierdie persoon 'n kaartjie kry, 'n boete kry, maar die verkeersbeampte sê, moenie hierdie sien as 'n boete nie, maar sien dit as skoolgeld, wat jou gaan help om volgende keer te onthou, om jou bestuurslisensie by jou te hê. Nou net soos hierdie persoon, moet ons soms deur ervarings gaan wat ons herinner om nie te vergeet nie. Om te onthou wat regtig belangrik is. Ons mense is geneig om gou te vergeet. Of dit nou iemand se verjaarsdag is, of om iemand terug te bel, of 'n e-pos wat ons moet beantwoord, of selfs om die plante water te gee. Maar om ons geestelike herinneringe te verloor, te vergeet, kan baie ernstiger gevolge hê, want dit raak ons verhouding met God en ook ons ewige bestemming. In hierdie week se les gaan ons saam met die Israeliete deur die Jordaan stap en ontdek hoekom God hulle gevra het om te onthou wat hy vir hulle gedoen het, sodat ook ons nooit sal vergeet hoe groot en getrou die Here is nie. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 18 Oktober.